body putty is iets waarom jy die duike van jou motor so reg maak dat mense nie kan sien daar's 'n duik nie. Ek het slegte nuus vir jou. Weet jy, God spesialiseer nie in body putty nie. Dis juis hoekom Jesus die Gees vir ons gestuur het, om vir jou en my te help om daai duike te kan identifiseer en om dan van binnekant af hulle uit te duik. Nie altyd maklik nie, maar altyd die moeite werd. Dit is nou daardie roetwerk waarvan ek jou gister vertel het. En ongemaklike werk is altyd iets wat ons uitstel. Nou as jy gaan aanhou uitstel, gaan jy dalk nooit by daai binnewerk uitkom wat die verskil aan alles in jou buitewêreld gaan maak nie. Luister hoe mooi Napoleon Hill dit gesê. Hy het gesê, "Don't wait. The time will never be just right." Nou verlede week het ek en jy by Paulus geleer dat daar 'n klomp dinge in jou en my menswees is, waarvan ek en jy moet vrykom. Dinge wat moet losgemaak word. Ek wil vandag vir jou 'n gedeelte lees, en terwyl jy daarna luister, vra vir die Heilige Gees om deur hierdie gedeelte ook vir jou te kom wys, wat is die doodsdoeke waarvan jy moet vrykom. Johannes 11, vers 32 tot 44. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, "Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie." Toe Jesus sien dat Maria huilde en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, "Waar het julle hom begrawe?" Hulle het vir hom gesê, "Here, kom kyk." Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Party van hulle het ook gesê, "Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?" Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, "Rol die klip weg." Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, "Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag." Jesus sê toe vir haar, "Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?" Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het." Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, "Lazarus, kom uit!" Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, "Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan." Die vrot stink graf bestaan is die ou lewe wat Paulus vir ons beskryf het. Ek en jy is vasgehou binne daardie ou lewe deur doodsdoeke wat mense ook om ons koppe en om ons harte, om ons menswees gedraai het. Vanoggend roep Jesus jou ook, kom uit. En hy sê vir ons rondom jou, om jou te help, om van daardie doodsdoeke van die verlede ontslae te raak. Is jy bereid?